Baie welkom by Dr. Diamond Kids Online. Ek is baie opgewonde oor vandag se les. Wil julle raai waaroor gaan vandag se les? Dit gaan oor Saggeus. Ken jy vir Saggeus? Wel, as jy nie doen nie, gaan ons vandag bietjie leer oor Saggeus. So ek wonder soms hoe het Saggeus gevoel toe hy al hierdie skare hoor, mense hoor wat sing, hande klap en so opgewonde is oor Jesus. So ek wonder wat het hy toe gedoen? So Saggeus het in 'n boom gesit sodat hy boor almal kan sien, want hy was te kort om Jesus te sien waar hy gestaan het. So soos wat Saggeus in die boom gesit het, het hy gekyk en gesoek. En toe die volgende oomblik, toe hoor hy net sy naam. Ek wonder of hy geskrik het. As ek my naam hoor, sal ek skrik en toe hy afkyk. Toe is Jesus daar. Toe staan Jesus daar en strek sy hand uit na Saggeus en sê, "Vat my hand, Saggeus." Ek dink Saggeus was seker baie verbaas, want hoekom wil Jesus sy hand vat? En Jesus sê van, "Saggeus, ek wil by jou kom kuier." En al die mense kyk so en wonder, maar hoekom wil Jesus by hierdie man kuier? Saggeus het geld gesteel by mense, hy was regtig soos 'n dief, 'n slegte mens. En dan kies Jesus om by hom te gaan kuier. Maar Jesus het meer geweet. Jesus het geweet dat Saggeus is eintlik 'n goeie mens. So Jesus wou saam hom kuier net om vir hom te wys dat dit maak nie saak wat hy gedoen het nie. Jesus wil by hom wees, hy wil saam hom kuier. So dit maak nie saak hoeveel foute ons maak nie, as ons vir Jesus soek, dan is hy daar. En jy kan enige tyd saam met Jesus kuier. Nadat Jesus by Saggeus gekuier het, het Saggeus besef dat dit wat hy gedoen het is verkeerd en hy wou dit regmaak. So alles wat hy gevat het, het hy 2 keer, 3 keer, 4 keer meer terug vir die mense gegee. En Saggeus het sy lewe net so omgedraai. So al maak ons foutjies, het ons nog steeds 'n keuse om dit te kan regmaak of nie. So ek hoop dat jy onthou vandag se les. En ek hoop jy onthou dat net so Saggeus maak ons soms foute, maar ons kan dit altyd regmaak. En Jesus wil altyd saam met ons kuier. Ons lees die storie van Saggeus in Lukas 19 vers 1 tot 10. Die storie van Saggeus. Saggeus was 'n tollenaar en het by mense gesteel. Eendag toe het Saggeus iets gehoor in Jerigo. Jesus was op pad en hy wou baie graag vir Jesus ontmoet het. Hy was te kort, so hy moes in 'n boom klim. Toe hy in die boom sit, het Jesus na hom toe gestap en gesê, "Saggeus, kom af, ek wil by jou kuier." Mense was geskok, want hulle kon nie verstaan hoekom mense by Saggeus wou kuier. En Saggeus het toe vir Jesus gesê, hy sal 'n helfte van sy goed vir die armes gee en dit wat hy gesteel het, sal hy 4-dubbel keer gee. So Jesus het vir Saggeus gevra dat hy by hom wil kom koffie drink. Baie mense het gedink, maar Saggeus het ons soveel slegte goed gedoen. Maar Jesus het nie dit gesien nie. Jesus het die goeie goed gesien wat Saggeus gedoen het. En Jesus wil saam ons koffie drink. En ons kan elke dag saam Jesus koffie drink as ons wil. Liewe Vader, net soos in Saggeus se storie, kruip ons soms weg vir ons sondes want ons kry skaam, liewe Vader. Maar dankie dat U Jesus gestuur het en vir ons gewys het dat ons nie skaam hoef te voel nie en dat dit nooit te laat is vir ons om iets reg te maak nie. Dankie dat U vir ons gekruisig was, Here. Dankie dat U ons sondes kom skoon was het. En dankie dat U opgestaan het vir ons.
Help ons om elke dag soos U te kan lewe op aarde. Amen. So wat jy nodig het is 'n toiletrol, gom, skêr en groen papier. So eers gaan ons in die toiletrol net 'n stukkie uitsny. Daarso en daarso. Vra vir mamma en pappa om jou te help as jy te klein is. Dan gaan ons hierso vir ons 'n boom uitsny. So jy kan hom sny net soos jy hom wil hê. Dan as jy klaar die blare uitgesny het soos wat jy die boom wil hê, dan sit jy dit binne in jou toiletrol. En dan het jy 'n boom sodat jy vandag se les oor Saggeus kan onthou. Ons kan nie by julle omkom met 'n kussie of iets nie, maar as julle graag geldjies vir die kinderkerk wil gee, vra vir mamma en pappa om dit vir ons te EFT. Ek hoop julle die les so baie geniet soos wat ek het vandag. Goeiemiddag, elke kosbare poppelop en beer. Sjoe, maar juffrou Liefie verlang na julle verskriklik baie. Ek kan nie wag dat ons weer mekaar kan wees. Ons lekker kan pret hê en bak en brou kan saam doen. Ek verlang regtig baie. Julle moet julleself oppas en onthou, ek bid vir julle. Mooi bly. Hallo aan elke liewe maatjie wat nou kyk. Ek mis elkeen van julle se gesiggies so baie. Ek kan nie wag tot ons weer by die kerk is om Jesus se naam te loof en te prys nie. Maar tot dan moet julle by die huis bly. Julle moet soet wees en veilig wees. Hallo kiddies, ek mis julle so baie en ek hoop julle is veilig en gesond en ek kan nie wag om julle weer te sien nie. Hallo al die kinders, dis juffrou Emmy. Ek wil net gou kom inloer en vir julle kom sê dat ons elke dag baie aan elkeen van julle dink en ons mis julle regtig baie. Ons hoop dat julle net die lekkerste tyd het in hierdie lang vakansie wat julle het. En ons kan nie wag dat lockdown verby is, dat ons weer saam kan kuier op Sondag nie. Ons mis julle, ons dink aan julle en ons bid elke dag vir julle. Julle moet dit geniet en dan sien ons julle binnekort. Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met julle almal en dat julle 'n lekker lockdown so ver het. Ek wil net vir julle sê dat ons mis julle ongelooflik baie en hoop om julle gou-gou weer te sien by DDK. Ek wil net graag 'n versie deel wat op my hart is wat ek vir julle het. Dis een van my gunsteling versies en dit is Jesaja 43 vers 1 wat sê: Moenie bang wees nie. Ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. En ek hoop net dat Jesus jou sal vashou in hierdie tyd as jy dalk alleenig voel. En weet net, ons bid vir julle en ons is baie lief vir julle. Bye! Hallo julle cool superheroes. Ek is so bly om julle vandag weer te sien. Vertel my bietjie, hoe gaan dit daar by julle huise? Ek is so bly. Ek kan nie wag om julle weer by die kerk te sien, sodat ons kan speel en lag nie. Ek mis julle verskriklik baie. Hey maat, vandag wil ek sommer net vir julle 'n boodskap bring en sê... Wag, Bertie wil ook vir julle sê. Hy sê dat ons die maatjies verskriklik baie mis, elke liewe een van julle. En ons hoop dat julle by die huis ook 'n maatjie het soos wat ek vir hom het, dat julle lekker speel en veilig bly. En julle moet mooi luister vir mamma en pappa en ons kan nie wag om na die lockdown weer saam met julle te kuier nie. So baie liefde van juffrou Katjies soos van julle my ken en dan sien ek uit om julle te sien een van hierdie dae. Dankie. Môre julle, juffrou Lily, mis julle so baie, ek kan nie wag om julle weer te sien nie. Geniet die tydjies saam met mamma en pappa en wees veilig. Hallo julle, ek mis julle so baie, kan nie wag om julle weer te sien nie. Maar julle moet maar soet by die huis bly, een van die dae is ons weer by die kerk en dan kan ons weer lekker Sondagskool hou. Dankie, bye bye. Julle, ek wil net vir julle sê ek mis julle baie en dan wil ek julle vra om mooi te kyk na julle pappas en mammas en dat julle hulle mooi sal help in die huis en julle moet ook self mooi na julle self kyk. Julle is vir ons kosbaar en ek kan nie wag om julle weer te sien nie. Hallo maatjies. Juffrou Popcorn hier so, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil net kom inloer by julle om seker te maak julle is okay. Julle maak mamma en pappa darm nog nie te mal nie. Maar net vir julle laat weet, ons is hier so, ons mis julle verskriklik. So asseblief stuur van julle fotootjies en videoetjies van al julle van die goed wat julle doen by die huis. Ek wil graag sien hoe gaan dit met julle en hoe lyk julle nog want ek mis julle verskriklik. En onthou wat ek vir julle leer in die klas, nee, as julle bang is of enigiets, vat julle handjies en styf
wat druk jy maak julle oortjies toe, dan weet julle wie Jesus is daar en hy's met julle en hy's baie lief vir julle. Mis julle vreeslik, baie lief vir julle. Mwah. Hallo aan almal wat luister. En ek wil graag 'n spesiale shout gee vir my van ons klasie. Ek moet sê ek mis julle en ek mis die tyd wat ons saam gehad het en die dinge wat ons saam kon gedoen het. Ek hoop regtig die beste vir julle en ek bid vir julle en ek weet God is beheer in hierdie moeilike en weird tyd eintlik. Ek wil vir julle vra, luister na julle ouers, doen julle skoolwerk. Ek weet die huis is 'n plek waar jy vakansie hou en nie skool doen nie, maar ek glo in julle. Ek weet julle kan deurdruk en daarmee wil ek asseblief julle los met 'n vers en dan 'n challenge. Vers is Filippense 4 vers 6 wat sê: "Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God." Nou, 'n paar belangrike woordjies in die vers is: moenie besorg wees nie. En dit is julle moenie stres oor enigiets nie. God is in beheer van alles. En dan het gebed. Baie belangrik dat ons oordra aan God wat ons begeertes is en wat ons wil hê in die wêreld. En dan die belangrikste van almal sekerlik is danksegging. En dit is om God om dankie te sê vir die ding wat hy ons gedoen het. So my challenge vir julle vir die week is om een ding in elke van hierdie kategorie God dankie te sê per dag. En die eerste kategorie is vir wat God al gedoen het in jou lewe. En dit is vir iets waarvoor jy gebid het lank terug en hy het jou beantwoord. Of jy self nie beantwoord nie. Jy dank God, hoor jy, dankie dat jy beter weet as wat ek weet. En dankie dat jy my protect het teen iets waarvan ek nie weet nie, my God. Die tweede kategorie sal ons fisiese omstandighede wees. Dis dinge soos ons talente en sintuie. Dankie God dat ek kan sien en vat. En Here, dankie dat ek kan hardloop en baie goed is in tennis of enigiets soos dit. Die derde kategorie is ons materiale omstandighede. Soos dankie vir kos, klere, dak oor ons huis, 'n kar wat my ma en pa ry. Alle goedjies dit is dinge wat van hom afkom en ons moet vir hom dankie sê vir dit. Die vierde kategorie is ons sosiale omstandighede. Dit is dinge soos ons vriende en familie en 'n girlfriend of 'n boyfriend wat jy het. Dit kom ook van God af, jy kan hom ook dankie sê vir dit. Die belangrikste van almal is nommer 5, vir wat God is. En God is ons verlosser, hy is ons al skepper, hy is almagtig. Hy het alles hierdie dinge vir ons doen. En vir wat hy gedoen het aan die kruis. Julle kan hom prys en dankie sê vir dinge soos dit. En daarmee wil ek net sê, hoor julle, ek dink aan julle, ek bid vir julle, alles vir die beste van hierdie week. En ek hoop om julle gou weer te sien. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Hy het my by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, hou my veilig dag en nag. Hy het my by die naam geroep, gemaak net soos ek is. Hy gee my krag vir elke dag, hou my veilig dag en nag. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. Ek spring soos popcorn as ek vir Jesus spring. Popcorn as ek vir Jesus sing. Popcorn want ek is baie bly. Jesus het gekom vir jou en my. En dan sien ek julle volgende week.